Daar's twee maniere van sien. Die een manier is my oë. As ek nie my bril op het nie, dan kan ek nie sien nie. My volgende manier, Jack, jy my help my skreen, asseblief. My volgende manier is, as ek my oë toemaak, wat sien ek daar? Kom ons doen 'n bietjie toets. Kom ons doen 'n bietjie toets. Ek wil hê, jy moet jou oë sluit en kyk of jy 'n boom sien in jou gedagtewêreld. Sluit jou oë. Sluit net bietjie jou oë. Maak toe jou oë. Kom kinders, maak toe julle oë. Kyk na 'n boom. Jy sien 'n boom hier voor jou. Sien jy die boom? Sien jy die boom se takke? Kan jy sien die blare wat binne in hierdie takke, wat so uit die takke uitgroei? Die groen blare. En as jy mooi kyk, dan gaan jy sien, daar's 'n voeltjie nesie daarso. En die mamma voeltjie sit daar in die nesie, en daar's twee babietjies in die nesie. Sien jy dit? Kan jy dalk die voeltjies hoor? Goed, kom ons stop. Kan julle vir my sê, het julle almal presies dieselfde boom gesien? Ek kan nie. Elke ou sien die boom soos wat die Here dit binne in hom gedeponeer het. Elke ou hoor die evangelie soos wat die Here dit binne in hom gedeponeer het. Ek kan vir jou woorde gee. Jy vat die woord en jy bedink hom. Maar nie almal bedink hom dieselfde nie. Daarom is dit so dat die Here gee vir ons die Bybel, dat daar eenvormigheid kan kom, maar tog sien jy hom nog nie presies dieselfde as die een langs jou nie. En daarom is dit so ontsettend belangrik, dat wanneer jy die woord hoor, dat jy die woord sal vat en bedink. Hoekom? Want God het vir elke persoon 'n plan uitgewerk, nog voordat hy, en dis wat die Bybel sê, nog voordat hy in sy moeder se skoot, hy of sy in sy moeder se skoot gevorm is. Nou ek dwaal klaar so 'n bietjie hier af, maar is jy in die plan wat God vir jou het? Kom nou, ek vra jou die vraag. Want glo vir my, as jy uit die plan uit is, kan jy dalk maar groot moeilikheid verwag. Want jy is nie in die plan wat God vir jou het nie. Hoe gaan ek weet of ek in die plan van God is of nie? God gee ons geestelike oë om te kan sien. Geestelike oë om te kan sien. Ons moet baie versigtig wees. Wat sien ons hier op aarde met hierdie oë? Want hierdie oë kan nogal baie misleidend wees. Maar hierdie oë plaas jy op die regte pad. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, luister nie, is my soft spot, hoor mooi wat ek vir jou sê. Wanneer hy gekom het, wag, kom ek druk hierdie knoppie en dan kyk ek of hierdie pennetjie gaan werk. Wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Die Gees van die waarheid is die Heilige Gees. Hy bly
nie net vas by die wet nie. Die wet word op jou hart geskryf. Hy kom en hy lei jou. Daarom vra ek jou gedurig, hoor jy sy stem? En wat vir my so mooi uitstaan uit hierdie versie is, hy hoor, hy sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dit gaan oor 'n verhouding. Hy wil aan julle nuwe goed openbaar. Dis reg, die Bybel gee ons die rigting, dis reg, maar daar's dieptes binne in hierdie woord wat nou geopenbaar word. Jesus het met sy disippels gepraat, het hy gesê, ek kan nie nou aan julle als openbaar en vir julle vertel nie, julle gaan dit nie nou verstaan nie. Het die Bybel gepraat van karre? Karre wat kan breek, karre wat kan reggemaak word. Nee. Het die Bybel gepraat van remote controls vir die televisie? Nee. Maar waar kom dit vandaan? Dit kom met 'n gedagte in. Waar kom die gedagte vandaan om 'n kar te maak? Hoe om 'n kar te maak? Waar kom die gedagte vandaan? Dit kom van God af. Nuwe goed word geopenbaar. Hierdie klein vliegende goedjies, drones. Waar kom dit vandaan? Is dit die duiwel? Die duiwel kan nie iets skep nie. Sorry. Hy kan net dit wat God skep, die boodskap wat God stuur, kan hy vang en hy verdraai hom. Dis net God wat kan skep. Geliefde, daarom, voordat ek na hierdie stukkie van geestelike oë om te kan sien, verder kan gaan, onderskeiding is 'n geestelike insig. Ek moet kan onderskei wanneer ek keuses maak, wanneer hier nuwe gedagtes kom, ek moet besluite neem. 'n welbekende persoon, en ek gaan nou sy naam noem, praat van, ek moet 'n keuse maak tussen reg en amper reg. Amper reg beteken amper soos, dit is reg hoor, dit lyk mooi, maar dit is nie reg nie, dis amper reg. En ek wil jou vat, en ek wil mooi voorbeelde uit die Bybel uithaal, van Paulus wat die gebabbel van 'n waarsêer gestop het. Waarsêers dametjie, in Handelinge 16 vers 16 tot 8, is nie op die skerm nie. Sy het agter hom aangeloop en gesê, dis die gesalfdes van die Here, dis die gesalfdes van die Here, dis die gesalfdes van die Here. En hy draai om en hy sê, ek bestraf jou Satan in die naam van Jesus. Hoe het hy dit onderskei? Hulle is die gesalfdes, maar daar's nie krag in nie, dis kragteloos. Paulus het dit onderskei. Dis kragteloos. Baie mense verkondig die evangelie. Kragteloos. Waar's die krag? Wie is die krag? Die Heilige Gees. Jy kry vir Elisa. Elisa is sy dienaar. Hy is sy diensknegt. En hulle staan so. En een koning is baie kwaad vir Elisa, want Elisa hoor in die gees die beplanning wat hierdie koning het. En jy kan gaan lees daar in 2 Konings 6 vers 17. En hierdie koning is kwaad, want hoe weet, hy dink is sy eie mense wat hom verraai. Maar intussen tyd, wanneer hierdie koning 'n keuse maak, dan hoor Elisa dit in die gees. Dan sê hy, pas op, my koning, daar's moeilikheid op pad. En dan herposisioneer Israel hulle. En as hy koning kom, dan verwag Israel hulle. En weer 'n keer, en daai koning kom en hy stuur sy mense, maar die diensknegt van Elisa, 2 Konings 6:17, kom na hom toe en sê, Elisa, wat gaan ons maak? Kyk, hier staan die vyande hier reg rondom ons. Kyk net hoe lyk dit. En hulle sien weer eens in die vlees, sien hy. Elisa staan en praat met Vader en sê, Here,
kan ons maar hierdie man se oë oopmaak, dat hy kan sien wat gaan werklik aan. Intussen tyd is die geestes weermag, staan die weermag daar. Miljoene engele met oorlogwaans, vuur gereed. En net met 'n boord, toe slaan hy daai hele weermag met blindheid van daai koning. En ek lees dit nie nou, die Bybel het net, ek vertel dit. Kan ek vir jou iets sê? Ons moet regtig begin konsentreer op wat is besig om in die geesteswêreld rondom my te gebeur. Maar dit gaan net gebeur as ek 'n verhouding het met die regte persone wat in die geesteswêreld opereer. Die eerste een is die Heilige Gees. Ons praat van Jesus, 'n baie goeie voorbeeld van Jesus, daar in Matteus 16 vers 16 tot 17. Petrus. Jesus vra vir hulle, wie dink julle wie is ek? Petrus antwoord en sê, U is die Christus. Jesus sê vir hom, Petrus, dit kom nie van die vlees af nie, hierdie het Vader in jou geopenbaar. Kyk hoe onderskei Jesus dit, hy herken dit. Maar in die selfde hoofstuk 16, vers 22 tot 23, hoor mooi, sê Jesus, hoorie maar, hulle gaan my doodmaak, hulle gaan my kruisig. Petrus stop hom en sê, Here, dit kan nie gebeur nie, dit sal nooit gebeur nie, ek sal veg daarvoor. Jesus sê vir hom, ek bestraf die Satan wat agter jou staan. Vir 'n oomblik sê Godsman Petrus wat sê, U is die Jesus, die Here, die God het U gestuur, U is God se seun. En 'n paar verse verder sê, Petrus, ek jaag die Satan agter jou weg. Geliefde, in ons kry daai blootstelling. Wat hoor jy? Wat kom by jou gedagtes op? Hoe weet ek, wanneer is die gedagte die regte gedagte? Is dit van God af of is dit 'n demoon wat met my praat? Onderskeiding in die gees kom van die Heilige Gees. En ek wil weer terugkom voordat ek hier aangaan. Ons maak almal verkeerde besluite. Want jy's in daai moment, dan maak jy 'n besluit. En ons vertrou verkeerde mense. Deure gaan oop vir ons. Intussen tyd moet jy nie by daai oop deur ingaan nie. En ek praat met die jong mense, daar's 'n baie oulike man daarso, 'n baie oulike kerel. Maar Boeta, en hy praat mooi, en hy deel mooi, en hy het 'n baie mooi kar ook, en hy trek netjies aan ook. Maar as jy gaan kyk hoe lyk sy huis, en wat sy huis het hy groot geword, dan moet jy kan onderskei. Mense met wie jy besigheid doen. Daarom moet ons so versigtig wees. Ons is nie slegte mense nie, hoor mooi, julle is nie slegte mense nie, ons is nie, en ek sluit my daarby in. Maar omdat ons nie kan sien, altyd, wat God sien nie, het ons die woord nodig, en die Heilige Gees wat die woord vir ons oopbreek. Jy kan nie die Bybel soos 'n resitasie uit jou kop uit opsê sonder die Heilige Gees nie. Pas op. En daarom, en ek weet, ons is min mense in die kerk. Maar God is besig om hierdie min mense op te rig. Want hoor wat sê ek vir jou, die seisoen is besig om te verander, hier kom wille skuddings. En wanneer daai wille skuddings kom, dan het ons identiteit in die Here, ons kan onderskei. En dit begin met 'n verhouding met God.
Onderskeiding kom van Heilige Gees, ek sê dit weer, ek herhaal dit. Weereens, 'n verhouding met God. Here, ek plaas my hart op die tafel. Kies my hart, Here. Ek deel my seer, Here. En dan kom die Gees van die waarheid. Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Die Heilige Gees sien wat ek en jy nie kan sien nie. Daarom, wanneer ons 'n keuse maak, dan Heilige Gees, wat sê U? My wonderlike Gees. En ek wil jou vat na Johannes 16 vers 13 toe, daar by die Afrikaanse Bybel, die 53 vertaling. En jy is baie welkom om saam met my te lees, want wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, het jy hom op daar Jack, of nie? Sien jy hom? Want ek tel hom nou nie hier by my op nie, ek dink ek is daar stuk. Die Gees van die waarheid, so hy sal julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ek het dit herhaal, toekomstige dinge. Maar weer, dit is so diep vers hierdie. Geliefde, dat ek niet gaan aangaan hierso. Ons word blootgestel aan verskillende stemme. Ons kry byvoorbeeld Facebook, ons kry die media, ons kry die kultuur van verskillende nasies. Verskillende nasies het verskillende sienswyses en dit help jou met jou keuses wat jy moet maak. Ons leef nog in emosies. Ons is baie keer nog bang ook. Nie baie keer nie, baie keer bang. En dan neem ons verkeerde besluite. En ons kyk altyd wat dink mense van dit, wat ek moet doen, wat ek wil doen. En ons het ons eie persoonlike begeertes. Geliefde, moenie laat dit jou keuse bepaal nie. Nie elke stem spreek die waarheid nie. Nie elke geleentheid kom van God af nie. Nie elke oop deur. En dan sy so beskryf nie. Nie elke oop deur is die regte deur nie. Maak seker, dis jou deur. Daarom is dit so ontsettend belangrik om te sê, wat sê U, Gees van God? Voordat jy belangrike besluite neem, staan jy stil en vra, Heilige Gees, wat sê U? En ek kan jou vra, het jy 'n gesprek gevoer met Heilige Gees vanoggend? Gisterand, het jy met hom gesels? Vanaand, gaan jy met hom gesels? Het jy 'n afspraak met hom? Dit is so ontsettend belangrik. Hebreërs 4 vers 12 wat sê, en ek kyk of ek hom hier so kan kry. Daar sê Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes. Wanneer daar 'n gedagte by jou opkom, kom dit in lyn met die woord. Is dit in lyn met die woord? Daarom, waar is God se woord in jou gedagtewêreld? Laat jou toe. Psalm 119 en ek gaan nou by hom uitkom. God het vir ons hierdie woord gegee as 'n maatstaf, as 'n basis om vanaf te werk. En probeer om so naas moontlik aan hierdie woord te werk, te leef, te dink. En daarom ook die Gees van God, Heilige Gees kom en hy bevestig altyd die woord, maar hy maak hom vir jou lewendig.
Dit is hoekom daai verborgenhede geopenbaar word in die laaste dae. Hebreërs leer ons dat God se woord bring die waarheid. Hy openbaar die waarheid. En God se planne. Dit is so belangrik. Wat is God se plan? Wat is my plan? God sien hoe klaar vanmôre. Ek kan nie. Daarom is dit so ontsettend belangrik. Volwasse gelowiges vra altyd, verheerlik dit God in die keuse wat ek moet maak. Stem dit ooreen met die skrif. Versterk dit my verhouding met Christus. Bevorder dit God se koninkryk. Geliefde, dit is so belangrik. Daarom, onderskeiding beskerm jou teen misleiding. Ons lees daar 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God uit is. Kan jy sien wat dit gebeur nou? Kinders beweeg, Heilige Gees rig iemand op, kom ons vat jou. Kom ons vat julle. Voel die rustigheid wat weer inkom. Ons sit in 'n rustigheid wat inkom. Nie dat kinders verkeerd is nie, ons moet kinders hê. Ons moet kinders in die kerk hê. As daar klein kindertjies in die kerk is, dan is dit 'n teken van groei. Want dit is nie net tradisie vas die kerk nie. Het jy dit geonderskei? Kan jy dit onderskei? Ek gaan nou grappie maak of gaan jy sit en sê, ek is geïrriteerd, want die kinders het my aandag afgetrek. Ek kan nie luister nie. Hoor jy die onderskeiding? Weereens, dis 'n proef, ons word getoets. Dit is so ontsettend belangrik. En dit is hoe ons geestelik groei. Onderskeiding beskerm jou teen misleiding. Misleiding is, die wet moet gehandhaaf word, kinders moet pak slaag gekry word, hulle moet geruk en gepluk word. Jy moet bly, jy wil stil sit, as jy nie jou ma en jou pa kan hoor nie, moet jy voel. Hoor die ouma. 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God uit is. Beproef hom, toets hom. Wat kom met die mond uit? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dink jy aan demoniese goed, of dink jy aan die woord van God? Dink jy Jesus, dink jy Heilige Gees? Dink jy jou bediening? Het jy jou bediening ontdek? Leef jy jou bediening? En daarom is dit so ontsettend belangrik wanneer God vir ons onderskeiding gee. En dis 'n vermoë, dis 'n gawe wat hy vir jou en vir my gee om te kan onderskei. En hierdie onderskeiding beskerm ons. Jy gaan nie daarna 'n veiling toe waar hulle beeste en bulle en verse en koeie verkoop en nou staan jy en bekyk hierdie storie en dan dink jy, yes, daai bil daar, laat my baie dink aan 'n Toyota 4x4 bakkie. Sal ek nou op hom gaan klim? Dan kan ek voel hoe ry 'n Toyota 4x4 bakkie. Nee. Is daar fout met jou? As jy met daai gedagte loop. Dis nie reg nie. Dis 'n verkeerde gedagte. Hoe onderskei jy dit? En ek wil weer 'n voorbeeld vat, 'n man wat gaan werk het en hy kom vanmiddag by die huis en sy vrou is nie gelukkig nie. En sy maak koffie en jy hoor sy brik en pluk hierdie bekers en die koppies en perings en die ketel en wat is fout my vrou? Nee, ek voel nie gelukkig nie, ek voel nie lekker nie, ek het 'n geveg gehad met een familielid vandag, en wara. En nou sit man met die uitdaging. Gaan hy haar challenge, gaan hy vir haar sê, ag nee man, word nog groot, jy kan nie so aangaan nie. Of gaan hy vir haar sê, my vrou, kom,
bring haar na rustigheid toe. Bring die standaard in van Jesus Christus. Teenwoordigheid. Daarom is dit so ontsettend belangrik. Wanneer jy in 'n plek instap, dan tel jy klaar op wat gaan in hierdie plek aan. Wat is die atmosfeer? Wat gebeur in hierdie plek? Hoe loop die goed? Of gaan ek 'n geveg met my vrou begin en ek gooi petrol op die vuur in plaas van water op die vuur? Met watse vuur is jy besig? En wie is jou backup as jy dit doen, as jy instap in daai situasie? Die Heilige Gees. Hy help jou. Jesus het gesê, ek gaan my plek langs Vader inneem en ek gaan vir julle die trooster stuur, die helper. Gewoonlik lyk misleiding baie naby aan die waarheid. En ek het dit nou vir jou gedemonstreer met die deur, is 'n oop deur. Ons kry challenges. En weet jy wat, daai oop deur kom baie keer, wanneer jy op jou dunste geveg is met jouself, wat jy 'n keuse moet maak. In plaas van om te sê, laat ek net sekerheid kry. Hoe gaan ek onderskei of ek die regte keuse maak? Onderskeiding vra altyd belangrike vrae. Weerspieël dit die karakter van Jesus Christus, die keuse wat ek moet maak? Stem dit met God se woord ooreen? En dis 'n belangrike een. Dra dit die vrug van die Heilige Gees? Liefde, geduld, vrede, verdraagsaamheid, sagmoedigheid. Wat se hart is in die keuse wat ek maak? Is dit 'n mooi hart? Wanneer jy onseker is, moenie oorhaastig optree nie. Soek eers God se wysheid. Weet jy, as jy praat van wysheid, kan jy die boek Spreuke gaan lees, dan praat ons van wysheid van 'n sy is wysheid. En dit is die tweede karaktertrek van die Heilige Gees. Heilige Gees het 7 karaktertrekke. Die Gees van die Here, het Jesus gesê, is op my, die eerste karaktertrek. Wisdom, wysheid is die tweede karaktertrek van Jesus. Understanding, die derde karaktertrek. Counselor, die vierde karaktertrek. Might, mag, Samson, krag. Knowledge of the Lord, die 6de karaktertrek. En dan die 7de karaktertrek is the fear of the Lord, die vrees van die Here. Nie die vrees van die Here waar bewe nie, nee. Maar ek het 'n heilige respek vir die lewende God. En baie keer kan ons dit toets aan 'n persoon, 'n kind van God. As daar 'n afspraak gemaak word, is ons betyds vir die afspraak. As gevolg van my respek vir die lewende God, is dit daar. Nie om die pastoor te beïndruk of mense te beïndruk. Nee, dit gaan oor my verhouding met die lewende God. En wanneer ek daai heilige respek vir die lewende God het, begin dit deur te vloei my autoriteit. En die demone sien dit in die geestesrelm. Hulle weet die kind van God. Reflekteer die 7 karaktertrekke van die Heilige Gees. Onderskeiding bring duidelikheid te midde van verwarring. Daar kom verwarring. En dis daai moment wanneer verwarring plaasvind, dan raak ek stil. Here, wat nou? Dis nie in 'n oorhaastigheid wat 'n mens hierdie keuses maak. Dis net, Here, help. Dat U vrede seëvier.
Ons vra dit in die naam van Jesus. En ek wil dit noem, onderskeiding nooi ons uit om God se wysheid te soek. Soek God se wysheid. Kuier om die woord, lees die boek Spreuke. Hy Spreuke werk tot vandag toe nog, kan jy dit gebruik. Spreuke praat van twee vrouens. Die een wat op die straathoeke staan en skree en mans wil verlei, en die ander een is wat help om die regte keuses te maak. Daarom, geliefde, die Heilige Gees verruil angs vir vrede. Dis angs, vrede. Heilige Gees verruil onsekerheid vir vertroue. Die Heilige Gees verruil vrees vir geloof. Daarom, wanneer jy onseker is, soek eers God se wysheid voordat jy optree. En die Here is besig om iets uit te lig vanoggend hier. Ek het dit nie geweet nie met voorbereiding vir my preek nie. Maar die Heilige Gees kom net benadruk die karaktertrek van wysheid ook. Tree met wysheid op. En 'n wyse persoon sal ook altyd nooit oorhaastig wees nie. Daarom, onderskeiding hou jou hart sensitief. Sensitief, Heilige Gees, wat gaan hier aan? Wat is besig om te gebeur, Heilige Gees? Kom hier verwarring in? Want verwarring veroorsaak dat ons verkeerde keuses maak. God praat voortdurend met sy kinders. Hy lei ons. Hy waarsku ons. Hy bemoedig ons. Hy korrigeer ons. En dan hy rig ons. Dis God. Dis ons hemelse Vader. Dis 'n Pa wat kom na jou en my toe en sê, kom ek help jou. Kom ek waarsku jou. Ek wil jou bemoedig. Ek wil jou help. Kom jy het fout gemaak. Kom, pas op nou. Kom. Is soos 'n hen met haar kuikens. Kom. En dan sleep sy nog daai vlerk ook so na die kuikens se kant toe. Kom, ek wil jou keer. En dis hoe Vader met ons werk. En ons moet altyd versigtig wees dat ons hom nie, dit is my wil en ek sal dit doen. Moenie sy sagtheid wat hy stuur om jou mee te help, in die grond trap om jou wil af te forceer. Want dis daar waar die moeilikheid kom. Onderskeiding help jou om in God se wil te wandel. Hy sagtheid. Kom ons raak sensitief vir daai sagtheid. Een van die grootste begeertes van elke gelowige behoort te wees, om God se wil te ken en daarin te wandel. Kom ons laat. Ons vra dikwels, wat wil God hê moet ek doen? Wat is sy plan vir my lewe? Hoe kan ek sy wil ken? Wat is sy plan vir my lewe? Here, weet baie keer het hy sy plan binne in ons, meeste van die tyd, sy plan binne in ons gedeponeer. Wat is jou passie? Wat is jou mooi passie? Wat is jou sagte passie binne in jou? Dis deel van die plan wat God vir jou gegee het. Ek het nou gesê, maak jy jou oë, hoe lyk die boom wat jy sien? Die een langs jou sien hy of sy dieselfde boom? Nee. Net so het God sy plan binne in jou gedeponeer. Maar geliefde, jy kan net dit uitleef. Dit wat God vir jou gegee het, as jy betrokke is in die kerk. En in die kerk
kerk, wanneer jy so in die kerk ingroei, en samehorigheid het met ander geestelike kinders van die Here, dan begin julle saam uit te beweeg. En dit gee ons die vrymoedigheid om te kan praat. Dis een van ons sterkste punte wat die Here vir ons gegee het, is die vermoë om te kan praat. En hy gee vir ons woorde om te kan praat, lewendige woorde wat kan praat. Die antwoord lê altyd in gedurende verandering wat in my kop plaasvind. Ek kan nie nou gaan sit hier op die stoel en sê, ek is nou 80 jaar oud, nou sit ek. Nee, hierdie ding loop nog steeds soos 'n horlosie. En ek moet saam met hom bly beweeg. Ja, maar hy is pyn hier in my bene. Begin te praat, begin te bid. As daar pyn is wat jou keer, herposisioneer weer in die Here. Wanneer daar 'n pyn kom, dis 'n pyn, gaan hierdie rigting. Wat 'n nuwe deur gaan vir my oop? Ek kan begin deel met mense. Hy gee my 'n vrymoedigheid om te kan praat. Here, help my, ek wil my kop verander, dat ek kan vernuwe, dat ek kan aangaan, dat ek kan aanpas met dit wat ek het. Wat U vir my gegee het. Romeine 12:2. Dis 'n mooi vers. Die boodskappe, wat sê hy? Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Hoe maak hy dit nuut? Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is, en hoe julle hele lewe, elke dag aan hom moet oorgee. Here, U wil, nie my wil nie. Amen. Ons kan nie meer gaan op net my eie wil nie. Ons gaan moeilikheid kry. En daai moeilikheid is seer. Dit is groot seer. Nie net in jou liggaam nie, maar dit is 'n seer in jou denke. Dit is 'n seer in jou gewete. Daarom wil ek jou bemoedig. Onthou, onderskeiding is beskikbaar vir elke gelowige wat naby aan die Heilige Gees lewe. Ons is 2. Net een nie, ons is 2. Heilige Gees binne in my. Hoe nader ons aan God is, hoe duideliker word sy stem. Die tweede punt. Die derde punt is, hoe duideliker sy stem word, hoe veiliger word ons pad. Wanneer ons beweeg op hierdie pad en hy sê, nee, nie daar nie, dan weet ek. Luister, dit help nie, jy ry elke oggend werk toe met 'n kort pad wat jy ken vir die afgelope 5 jaar nie. As hy een oggend vir jou sê, moenie hierdie pad ry nie, dan ry jy hom nie, jy ry die lang pad. Baie mense het al getuig van, dan ry hy nog steeds die kort pad, dan kom hy op 'n ongeluk af, dan moet hy 2 ure staan en wag totdat die ongeluk opgelos is. Dan kom hy eers by sy werk. Maar hy kon 'n halfuur langer die lang pad gery, dan was hy by sy werk. En hoe veiliger ons pad word, hoe meer doeltreffend kan ons sy doel vervul. Wat is die plan wat God vir jou het? Jy en ek gaan nog eendag voor hom staan, dan gaan hy die boeke oopmaak, en dan gaan hy sê, Hardes, dis wat ek vir jou in plan het, dit is wat ek het. Wat het jy gedoen omtrent dit? En dit moet seker een van ons grootste passies van vandag wees, is, wat is die plan wat God vir my het? Ek moet in daai plan kom, ek moet dit kan leef. En hoor mooi, as jy in daai plan kan kom en jy leef dit, is jy suksesvol. En onthou, hierdie plan berei jou voor vir die ewige lewe. Dis nie net vir hier op aarde nie, dis nie net vir 70, 80 jaar nie. Nee.
Ons kry nou die opleiding. Ons gaan nou deur seisoene. Maar die eintlike doel is, Jesus het gesê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Geliefde, wat is jou plan? Wat is die plan wat God vir jou gegee het? Ons kan onderskei, ons kan die waarheid van dwaling onderskei, ons kan die verskil sien tussen wat goed en wat sleg is. Ons kan misleiding vermy, wanneer jy ry en jy gaan na daai mense kuier, dan kom Heilige Gees en sê, pas op, die vrou is kort van die meer, sy voel nie lekker nie, jy moet met 'n ander houding instap. Heilige Gees waarsku jou. Hoor mooi wat ek jou sê. En dan stap jy daarin, en dan tel jy hierdie atmosfeer op. Here, hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Ek moet mense gaan toespreek byvoorbeeld. Heilige Gees, ek het dit en dit voorberei. Dis reg. Maar die slag as jy daar staan en jy moet praat, dan gaan ek vir jou sê wat moet jy praat. Jy kan nie altyd presies praat wat jy uitgewerk het nie. Want daai moment weet hy wat wil hy sê, want hy weet met wie hy praat. Ek weet nie. Om geestelik sensitief te bly en met vertroue in God se wil te wandel. Dit is die gevolgtrekking om te kan onderskei. Wanneer jy met iemand praat op mond tot mond praat, oor tot oor, oog tot oog. Hoe hanteer ek hierdie persoon? Here, kom ek gaan jou help. Maar jy basis, vrug van die Heilige Gees. Liefde, geduld, goedheid, mooiheid. Dis so belangrik. Liefde, ek wil hê, maak 'n bietjie oor toe. Ek gee altyd Heilige Gees geleentheid om met mensies te gaan gesels. Kom Heilige Gees, deel met elke persoon, soos wat hy sê sit. Help elke persoon. Net so vir 'n minuut, jy sit stil. Die boek van Psalm sê, vers 1, hoofstuk 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die godlose en nie staan op die weg van die sondaar en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Vers 3 sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges. Ek herhaal vers 3, terwyl jou oor nog toe is. Jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. En dit gaan oor verhouding. Dankie Here vir hierdie mooi woord wat U nou gegee het. En ek bid dit, Here, dat dit in elke persoon wat hier is, se lewe sal plaasvind. Elke persoon hier sal wees soos 'n boom. Bome van geregtigheid.
Terebinti is die bome se name. Bome van geregtigheid. Ons eer U. Ons dankie Here vir vanoggend se byeenkoms. Baie, baie dankie vir U teenwoordigheid, Here. Wees in beheer van elke persoon se lewe. En alles en almal wat ons doen en sê. En hoe ons leef. Wees in beheer van ons finansies. Wees in beheer van ons keuses. Here, U is ons God en ons eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. 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 Baie dankie, geliefde. Ek glo en vertrou dat hierdie woord val op goeie grond en dat Heilige Gees dit gaan kom nat maak en dat dit sal groei. Ek bid dat jy elke dag die daai ervaring met die Heilige Gees gaan hê. Dis 'n fantastiese persoon. Ek sê altyd dis 'n mooi persoon met 'n mooi hart. Amen. Kom ons gaan oor na nagmaal toe.